Die VF+ vra dringende ingryping om roetes om die Kaapstadse internasionale lughawe te beveilig en die Pretoria se Vagals Billy Cowley verbeter 'n Guinness wêreldrekord deur meer as 7000 kankerstrikkies op 'n motor aan te bring. My naam is Carla Burg en hierdie is jou Afrikaanse nuus op Pretoria FM vir die 8de Desember. Die VF+ dring aan op onmiddellike ingryping om misdaad op roetes rondom die Kaapstadse internasionale lughawe te stuit. Hierdie waarskuwing kom na die noodlottige steekvoorval die naweek, waarin Karen van Aart van Mpumalanga dood is. Sy en haar man is aangeval, terwyl hulle by 'n verkeerslig in Jakes Gerwel Rylaan gestop het, op pad vanaf die lughawe. Die leier van die VF+, Dr. Corneille Mulder, meen dat hierdie aanvalle daarop dui dat misdadigers se optrede vererger word deur 'n ineenstorting in die regstelsel. Mulder sê sy party het verlede maand vir optrede gevra teen klipgooiery en aanvalle op die R300 en die N2 en hy sê hulle het voorstelle gemaak, maar geen reaksie is ontvang nie. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê Suid-Afrika sal nie medepligtig wees aan enige plan om Palestynë uit Gaza te misbruik of te ontheem nie. Dit volg nadat die departement die 90 dae visumvrystelling vir Palestynë met gewone paspoorte teruggetrek het, nadat dit doelbewus en die voorgesette misbruik van die vrystelling deur Israel uitgewys is. Schreiber sê met die aankoms van die mees onlangse huurvlug met Palestynë aan boord by die OR Tambo internasionale lughawe, het president Cyril Ramaphosa aangedui dat die reisigers moontlik uit Gaza verdryf is. Die Nasionale Metaalwerkersunie van Suid-Afrika, NUMSA, het vandag 'n optog gehou waar tydens hulle geëis het dat die regering van nasionale eenheid dringend ingryp om werksverliese in die skroomsektor te voorkom. Die vakbond sê Glencore sal teen die 31ste Desember 2000 werksgeleenthede minder hê, terwyl Almar Investments ongeveer 538 werkers gaan aflê en Samkor 'n artikel 189 kennisgewing uitgereik het wat aandui dat hy oorweeg om 5000 werkers af te lê. En die Tygerberg Hospitaal in die Wes-Kaap, in vennootskap met die Stellenbosch Universiteit, het vir die eerste keer in Suid-Afrika 'n volledige beenoordrag en ledemaatverlenging uitgevoer. Die pasiënt is 'n 64-jarige man wat met kroniese pyn moes saamleef weens die verskil in die lengte van sy bene nadat hy in 2018 geskiet is. Die hoof van die universiteit se eenheid vir herkonstruksie, professor Nando Ferreira, sê die operasie gee pasiënte 'n tweede kans om normaal te leef. Dit het ook 'n bindende impak op die pasiënt gemaak en verminder komplikasies. Slegs 'n handjievol mediese instellings wêreldwyd kan die prosedure doen. En om hier af te sluit, Billy Cowley, bekend as Billy die rekordbreker, het die afgelope naweek die Guinness wêreldrekord verbeter deur 7252 strikkies vir kanker op 'n motor te plak. Die rekord het tot Saterdag op 5330 gestaan en Billy was van plan om net tot by 6000 strikkies te kom, maar die ambisie het hom verder gevat. Hy en sy spanmaats, die aktrise en filmvervaardiger Annel Alexander, die sangeres Babette en die 9-jarige kankervegter Katie Hayes, het dou voordag begin om strikkies te plak om fondse vir kankerbewustheid te maak en navorsing in te samel. Billy, wat ander geïnspireer het deur sy lewe en om uitpuntig te leef, is vroeër vanjaar met fase 4 kanker gediagnoseer. Vandag is dit daarvan vele emosies vir my. Ek het in die stort vanoggend al gehuil eintlik. Want jy weet hoe groot dag is dit. Elke keer vir jy daai strikkie opplak en jy sien iemand se naam, dan weet jy dis iemand wat deurgaan wat ek tans deurgaan. En hoe sleg dit vir die familie moet wees. So al is ek baie bly om hierdie rekord te kan bied, is dit 'n baie emosionele dag vir my. Die volledige video van Saterdag se strikkie plak geleentheid kan op Pretoria FM se YouTube kanaal of Facebook bladsy gekyk word. My naam is Carla Burg vir Pretoria FM nuus en dit is dit vir vandag. Môre maak ons weer so.